Goeiedag al die mense, James en Valerie groet julle weer hier van Suid-Afrika met ons sessies in Afrikaans vir al die Afrikaanse sprekende mense. Want weet julle wat, die opperwese, die monad, die wat jy ook al noem, Abba Vader, kan ook jy Afrikaans verstaan. Ons weet dit natuurlik nie, maar ja, Afrikaans het sy plek en ons doen ons sessies ook in Afrikaans. En ons trek nou by sessie nommer 11 en ons wil graag hê julle moet dit deel met almal wat nog vasgevang is met godsdienstige klappe om hulle oë in 3D illusie en wat nie sukkel wat wel sukkel om uit te kom uit die 3D bewustheid na die 5D bewustheid. Nou ja, soos voorheen genoem, 3D bewustheid is die vleeslike mens, die natuurlike mens. Gaan kyk in jou Bybel, want baie godsdienstige mense sê vir my, bewys dit vir my in die Bybel. En hulle wil graag 'n versie gekwoteer hê. So ek noem vir julle, die skrif is duidelik, die natuurlike mens, 3D, kan nie die dinge van die gees verstaan nie, 5D dimensie, 5D bewustheid. So kortom, dis die vleeslike mens 3D teenoor die geestelike mens 5D. Wat doen ons met ons sessies, met ons bediening, met ons getuienis? Omdat ons daar was en weet wat dit als behels met die stelsel van godsdiens, wat hulle die mense indoktrineer wat nie noodwendig die waarheid is nie. En hoe jy ontwikkel in geestelike volwassenheid in kennis, wysheid en verstand, want daar's 'n verskil tussen kennis en openbaringskennis. Met ander woorde, die 3D hoor, maar die 5D sien. So dit is 'n beweging van 'n 3D dimensie na 'n 5D dimensie. Baie prakties om te verstaan, glad nie moeilik nie. En ons begeerte is vir almal in Suid-Afrika wêreldwyd om oor te beweeg van 'n 3D godsdienstige illusie na 'n 5D realiteit toe. En dit is hoekom ons sessies met julle deel. Nou, sessie nommer 11 is die onderwerp ons weersin in 'n godsdienstige leringe, praktyke wat vandag beoefen word in kerke wêreldwyd. Nou dit is ons weersin, want hoekom? Omdat ons weet, as jy in 'n stelsel sit, is daar baie redes hoekom jy daar sit. Eerste uit onkunde, nie besef die koninkryk is binne in jou nie, en jy soek altyd eksterne hulp. Hardloop na 'n pastoor, toe buig onder die pastoor. Ja pastoor, nee pastoor, goed pastoor. En jy maak onbewuslik om 'n gooitjie, en dit is net waar die probleem lê. So ek kan met die lys aangaan, die leuns wat van die kansels verkondig word. Hoekom doen ons dit? Omdat ons sien mense word vasgevang in kettinge, bly in die stoele vasgekluis, bly onderdanig, betaal tiende, sê niks nie, en. So kan ons met die lys afgaan. Nou, ons gaan kyk na punte om uit te haal dat ons kan deconstruct, is die Engelse woord. Wat beteken deconstruct? Om weg te gooi dit wat jy eers geglo het voorheen. Praktiese voorbeeld, jy het so vasgeglo aan die wegraping, tot na jou ontwaking van 3D na 5D kom jy agter, maar daar is nie 'n wegraping nie. Dis nou een voorbeeld van die baie ander voorbeelde. Nou ons praat van 'n fisiese wegraping. Daar is so iets soos 'n geestelike wegraping. So wat doen ons? Ons bring korreksie vir die mense oor die algemeen wat in onkunde en blindheid sit, wil ons julle uitroep uit die 3D dimensie bewustheid na die 5D werklikheid bewussyn toe. Nou kom ons hoor gou. Tradisionele Christelike leerstellings is dikwels gebou op wat ons skeidingsteologie noem. 3D bewustheid noem dit ook illusie. 'n raamwerk wat aanvaar dat mense in 'n toestand van vervreemding van God, die monad, Abba Vader, bestaan en eksterne verlossing, bemiddeling, gesag en redding benodig om heel te word.
Dit is seker 99% wat gebeur wêreldwyd met kerkinstansies. Vir baie mense het hierdie raamwerk nie net hul godsdienstige oortuigings gevorm van kinds af nie, van babatjie af nie, maar hul hele sielkundige verhouding tot identiteit, waarde, gesag, behoort aan, om te behoort, en die werklike self, wie jy eintlik is. Nou dit het hulle geleer om hul eie wese, wie hulle is, te wantrou. Hul geestelike gesag uit te kontrakteer en gewone menslike kwesbaarheid as bewys van geestelike gebrekkigheid te interpreteer. Die oomblik as jy begin wonder of wat jy in die kerk oor God vertel was, werklik waar was, kan 'n heeltemal 'n ander moontlikheid ontstaan, dat skeiding self dalk die illusie was van die begin af, 3D bewustheid. Daar is 10 kernbeginsels van Christelike scheidingsteologie wat ons fundamenteel weerlê en ontbloot met hierdie sessie. Nou ja, soos ons altyd sê, ons val nie mense aan nie, ons is geweldig lief vir mense. Kyk na ons lewe, kyk na ons reis deur ons land, deur al die jare. Daar is oor en oor bewys. Ons omhels almal, ons het 'n diepe liefde vir die mensdom, maar nie die stelsel-sisteem van Christelike godsdiens nie. Kom ons gaan na nommer 1. Ons weerlê die idee dat mense in oorsprong geskei is van God. Nou onthou as ons praat van God, kan dit wees, jy noem hom dalk Abba Vader, jy noem hom dalk die Monad, jy noem hom dalk opperwese of jy noem hom bron, wat jy ook hom noem. Ons weet, daar is net een bo alle, een God, ware een bo almal. Ons glo nie dat mense bestaan as geïsoleerde wesens wat afgesny is van die uiteindelike werklikheid nie. Ons verwerp die idee van 'n ver afgeleë, bonatuurlike godheid wat daar oor kan ver bestaan, terwyl die mensdom hieronder verlate bestaan. Ons sien eerder 5D bewussyn bestaan en die lewe self as uitdrukkings of manifestasies van 'n dieper grond van wese waaraan ons reeds deelneem, die koninkryk op aarde. Jesus het met 2 doele aarde toe gekom en ons sal dit oor en oor verkondig. Nommer 1, om die koninkryk aarde toe te bring, dat die aarde die koninkryk sal sien en beleef. En nommer 2, om die onvoorwaardelike liefde van Abba Vader vir ons te kom wys en tentoon te stel. Skeiding mag sielkundig funksioneer, maar nie objektief in wese nie, want ons bly altyd een gees met die opperwese en was nog altyd een met hom. Kan jy sien hoe subjektief daar so baie mense met sielkundige probleme sit. Ek en Welrike het dikwels mense wat in die kerk seer gekry het. Nou ons lê hierdie punte uit vandag vir julle, hoekom dit so is. En net jy kan daai stap neem om uit te stap uit die sisteem en die stelsel uit. Nommer 2. Ons weerlê die leerstelling dat mense geestelik gebrekkig gebore word deur 'n oorgeerfde sonde toestand. Ons verwerp die idee dat mense reeds van nature gefalle, korrup, veroordeel of van God vervreemd is. Sulke leringe het skaamte, selfverwerping, vrees en sielkundige afhanklikheid binne godsdienstige bewussyn diepgaande gevorm. Dis hoekom mense so baie issues het. Ek gaan weer eens sê, Abba Vader sê in sy woord, of as jy dit wil sê, Bybel, soos jy dit ook al jou perspektief omtrent dit, maar dit sê, my volk, dis almal, gaan ten gronde weens 'n gebrek, nie net kennis nie,
openbaringskennis. Nou ons wil nie jy moet gebrekkig lei en verlore raak in jou denke, in hierdie pragtige punte wat ons vir jou uitwys om jou te help nie. Mense besit kondisionering, trauma, onkunde en vernietigende vermoëns, maar dit is nie bewys van metafisiese waardeloosheid of goddelike verlating nie. En dit is wat die kerke normaalweg doen. Kyk waar het jy gesondig, waar het jy enige foute, met ander woorde is sonde bewus. Nou goeie nuus is, Abba Vader, die monad, opperwese is glad nie sonde bewus nie. Daar is 'n verskil tussen volle waarheid en die halwe geïndoktrineerde waarheid wat deur godsdiens geleer word. Mense, ons moet wakker word. Ons lewe in 2026. Laat ons nie die ou patroon herhaal en herhaal en herhaal nie, want hoekom lyk ons wêreld so? Vra ek altyd vir die Christendom. As Christendom werklik gewerk het, hoekom lyk ons aarde so? Hulle kan my nie antwoord nie. As die een blinde die ander blinde lei, val albei in die sloot. So godsdienstige instellings, kerke, en kan nie oor en oor herhaal word nie, want die resultate sal net dieselfde bly. Kom ons kyk na nommer 3. Ons weerlê die idee dat Jesus hoofsaaklik gekom het om skeiding tussen God en die mensdom deur offerdood, die kruisdood te herstel. Wow, James, is dit waar wat jy sê? Ja, ek gaan dit herhaal. Ons weerlê die idee dat Jesus hoofsaaklik gekom het om skeiding tussen God en die mensdom deur offerdood, die kruisdood te herstel. Wat was Jesus se missie? Om aarde toe te kom. Nommer 1, om die koninkryk aarde toe te bring. Nou wil die mense doodgaan en hemel toe gaan. Dit is wat die kerkleerstellings verkondig. Nommer 2, om die onvoorwaardelike liefde van Abba Vader vir die mensdom bekend te stel. Dit was sy 2 grootste doelwitte om aarde toe te kom. Ons verwerp versoeningsstelsels wat God uitbeeld asof hy gewelddadig, bloedoffer, straf, wraak of plaasvervanging vereis om die mense te vergewe of te versoen. Met ander woorde, wat sê ek hier? Jesus het nie vir jou sondes gesterwe nie en betaal vir jou sondes nie. Onthou, die woord sonde is misgeplaaste identiteit. So Jesus terwyl aan die kruis het hy jou kom herinner wat jou ware identiteit in Abba Vader is en wat hy in jou is. Die Christus in jou ware identiteit. Ons glo nie dat die mensdom so onaanvaarbaar was, dat goddelike liefde teregstelling vereis het, voordat herstel kon plaasvind nie. As Jesus geestelik saak maak, sien ons sy betekenis as die openbaring van waarheid oor 5D bewussyn, geestelikheid. Deernis, bevryding, vergifnis, ware onvoorwaardelike liefde en menslike moontlikheid eerder as om goddelike toorn te bevredig, soos straf, wraak en veroordeling. Nou, laat ek gou hierdie nalat by julle, gaan doen julle eie huiswerk. Hoor wat ek hier sê vandag. Die God in die Ou Testament is nie die God wat Jesus in die Nuwe Testament kom openbaar het aan ons, die mensdom nie. Kom ons gaan na nommer 4. Ons weerlê die leerstelling van ewige, bewuste pyniging. Hel. Vat die woord hel, Gehenna, Sheol, doen jou eie huiswerk, dan sien jy wat die woord hel werklik beteken. As jy meer inligting wil hê, WhatsApp ons hier in Suid-Afrika, 078-345-9060. Net vir hulle wat sê, help my, leer my, nie om te stry oor dit wat ons verkondig nou nie. So, as jy ontvanklik wil wees, meer wil leer, WhatsApp ons.
Ons verwerp die idee dat 'n liefdevolle Abba Vader, wat se wese onvoorwaardelike liefde is, mense sou skep onder omstandighede waar oneindige straf 'n moontlike uitkoms bly vir eindige verwarring, onkunde, twyfel of ongeloof en ewige skeiding vir altyd in die ewigheid te bring. Ewige pyniging het histories gefunksioneer as een van die mees sielkundige, dwangmatige meganismes binne godsdiens. En hoor maar, wat verkondig hulle van die kansel? Neem Jesus aan te gaan jy hel toe, en hulle verkondig het vandag nog. 'n vreesaanjaende stelsel om jou as lidmaat te kry om die leuen te glo. Word wakker Suid-Afrika. Vrees is nie bewys van waarheid nie. Terreur is nie transformasie nie. En ek sê altyd, die opperwese, die Monad, die God wat ek dien, die ware een, het nie 'n gesplete persoonlikheid soos wat die kerke verkondig nie. Kom ons gaan na nommer 5. Ons weerlê die oortuiging dat mense van nature magteloos, dwaas of onbekwaam is sonder afhanklikheid van 'n aparte God. Ons verwerp godsdienstige stelsel dat mense leer om hul eie intelligensie, intuïsie, morele kapasiteit, agentskap, kreatiwiteit of innerlike gesag te wantrou. Mense benodig beslis verhoudings, ondersteuning, wysheid en groei, maar nie omdat hulle eksistensieel gebroke wesens is, wat nie in staat is om aan waarheid of goedheid deel te neem sonder eksterne redding nie. Mense, ons praat hier nou van die boom van goed, van kennis en kwaad, goed en kwaad, en die boom van die lewe. Dis nou weer 'n onderwerp totaal en al op sy eie, maar ek gaan nie daarin op in nie. Baie godsdiens lei aangeleerde hulpeloosheid op terwyl dit nederigheid genoem word. Dis die 3D bewustheid illusie. Mense, ons moet wakker word. Gaan lees dit oor en oor en oor, gaan lees dit oor en oor en oor, en jy sal sien wat ek hier spreek is die volle waarheid. Gaan doen jou eie ondersoek. Kom ons gaan na nommer 6. Ons weerlê die uitbeelding van God as fundamenteel manlik. Wat bedoel ons daarmee? Ons verwerp die projeksie van manlike hiërargie, Afrikaanse woord, met ander woorde, wat is dit? Hoofpastoor, onderpastoor, junior pastoor, en dan kom jy af met die hiërargie op die uiteindelike werklikheid self. Godsdienstige taal wat God konsekwent vermanlik, het histories strukture van oorheersing, uitsluiting, beheer en geestelike ongelykheid versterk en die ego gestreel. Wat die uiteindelike werklikheid ook al mag wees, dit kan nie gereduseer word tot geslagsgebaseerde menslike magstrukture of gebruik word om kontrole en menslike vleeslike mag te heilig nie. Daar is 'n manlike en 'n vroulike beginsel van die opperwese wat reg verstaan moet word in algehele balans. Nou, dis hoe die kerk oor die algemeen opereer, die manlike beginsel, die mans wil oorheers. Baie verkondig die vrou mag nie preek nie, die vrou mag nie iets sê nie. So ek praat hier van die stelsel wat die balans heeltemal uitgegooi het. Daar is so iets soos 'n vroulike en manlike beginsel wanneer dit kom by die opperwese, en ons sal nog eendag daaroor gesels. Wat jy in die regte konteks sien, nie in die verkeerde konteks nie. Nou kom ons kyk na nommer 7. Ons weerlê die oortuiging dat ware liefde behoort aan waarde of betekenis afhang van die handhawing van die korrekte verhouding met 'n aparte God. Wat probeer ons sê?
Ons verwerp die idee dat mense eksistensieel onvolledig is tensy hulle behoorlik aan 'n godsdienstige raamwerk of godheid konsep gekoppel word. Toe ons begin het in ons reis baie jare gelede, het hulle ons veroordeel omdat ons nie onder 'n sambreel werk nie. Hoe belaglik. En vandag gebruik hulle nog steeds dieselfde woorde. As jy gebore word, was jy nog altyd onder die sambreel van 'n opperwese wat jou onvoorwaardelik liefhet. Hy het jou uitverkies van die heel begin af. Nou kom die kerklike instellings, jy moet aan 'n kerk behoort. Nou ek sê vandag hier vir jou, jy hoef nie aan 'n kerk te behoort nie. Liefde behoort aan intimiteit, verwondering, betekenis en verbintenis is dimensies van menslike bestaan wat binne die lewe self beskikbaar is. Godsdienst oortuig mense dikwels dat hulle geestelik haweloos, magteloos is sonder die instelling kerkinstansie en posisioneer homself dan as die enigste oplossing antwoord vir die haweloosheid, magteloosheid wat dit geskep het. Mense, ons moet wakker word. Ons moet wakker word. Jy is individu, jy is soewerein self. So, hou op om daar babadoeke te dra en dummies uitgedeel te word op 'n Sondag, om net te sê jy behoort aan, word groot. Die woord is duidelik, moenie bly by die eerste beginsels nie, maar word groot, dat jy op jou eie voete kan staan, want jy het nie 'n middelaar nodig nie. Die koninkryk is binne jou. Kom ons gaan na nommer 8. Ons weerlê die bewering dat die Bybel die enigste absolute openbaring van waarheid is, wat deur feilbare gekose tussengangers, vertalers, mense gelewer en oorhandig is deur vleeslike 3D bewustheid. Ons verwerp Bybelse absolutisme en die idee dat die uiteindelike waarheid gefinaliseer is binne 'n enkele versameling tekste wat deur gemagtige interpreteerders beheer word, aangesien soveel manne die Bybel vertaal het deur al die eeue in hulle 3D idee-bewustheid wie God nou eintlik is. Nou mense, by die Council of Nicaea, gaan doen jou eie huiswerk. In 345, in daardie tyd, toe hulle bestaan het hulle die Bybel gevorm onder die Katolieke, onder die vleeslike kerk, het die biskop, Council of Nicaea, het hulle besluit wat se boeke bly in die Bybel en wat word uit die Bybel uitgehaal. As ek jou moet hier sê hoeveel Bybels, nie Bybels nie, hoeveel boeke uitgehaal is uit die Bybel, gaan jy in skok gelaat word. So, wie het eintlik die Bybel bymekaar gesit? Vleeslike mense, godsdienstige mense, wat nie noodwendig die gees van Abba Vader in hulle gehad het nie. Hulle het besluit wat pas en wat pas nie. So dit laat jy al klaar nadink, wat is werklikheid en wat is nie. Die Bybel is 'n diep, invloedryke, histories gelaagde, sielkundig ryk en kultureel betekenisvolle literatuur, maar dit is nie buite kritiek, teenstrydigheid, interpretasie of historiese kondisionering nie. Geen instelling behoort monopolie, eienaarskap oor die waarheid self te hê nie. Jy kan die opperwese nie in 'n boek plaas nie. Ja, en die feit dat die kerke die mense bind met die vyfvoudige bediening, dit kom ook nie van God nie. God het nog nooit gesê, daar moet pastore wees, en daar moet evangeliste, en die vyfvoudige bediening wees nie. Hy wil elke individu alleen by hom hê, in hom gekontak en geanker
en nie in die kerkeleerstellings nie. So hulle het eintlik die vyfvoudige natuur gebring om dit makliker te maak en dan ook om die mense te kan regeer soos hulle wou. So dit gaan alles oor regeer. Hoe kan ek jou regeer en beheer? Nee, jy's 'n soewereine individueel wat die koninkryk binne jou het. Daarom het jy nie, sê ek weer, 'n bemiddelaar nodig nie. Leer ons mekaar? Ja. Bemoedig ons mekaar? Ja. Leer ons van mekaar? Ja. Maar jy kom sit nie, kom sit under me, kom sit onder my. Daardie manipulie en kontrole is uit in 5D realiteit. Mense, wakker word. Nommer 9. Ons weerlê apokaliptiese wêreldbeskouings wat gesentreer is op kosmiese oorlogvoering tussen God en Satan, as wat God homself nie kan verdedig nie. Kom aan, mense word wakker. Met die oorlogvoering en jy slaan duiwels dood en demone en op die ouene sit jy so moeg. Ons almal was daar. Kom aan, word groot. Ons verwerp narratiewe wat die werklikheid raam as 'n komende bonatuurlike stryd wat eindig in goddelike vernietiging, ewige verdeeldheid of katastrofiese oordeel. Apokaliptiese stelsels kweek dikwels vrees, stamgees, paranoia, fatalisme en sielkundige ontkoppeling, afwykings van huidige menslike verantwoordelikheid en om die lewe te geniet soos deur die opperwese oorspronklik bepaal. Kan jy sien wat hierdie dinge doen sielkundig aan mense? Vrees is die teenoorgestelde van liefde. Nou die Abba Vader wat ons ken is 'n onvoorwaardelike liefde, so daar's nie tyd vir vrees nie. Hulle kan mense wegdraai van die genesing van die wêreld deur hulle te oortuig dat ineenstorting goddelik verorden is. Hulle noem dit die eindtyd en ons weet in die koninkryk is daar geen eindtyd nie. Mense, die eindtyd van die kabaal, die eindtyd van godsdiens, die eindtyd, wanneer jy jou oogies toemaak op die aarde, is dit jou eindtyd. Laat ek vandag hier vir julle sê, die aarde sal nooit vergaan nie. Daar is nie 'n eindtyd nie. Slegs 'n eindtyd van die 3D illusie en dat ons kan wakker word en ontwaak in die 5D werklikheid. Kom ons kyk nou na nommer 10. Ons weerlê die idee dat geestelikes, teoloë, gurus of geestelike elites bevoorregte toegang tot God het wat nie vir gewone mense beskikbaar is nie. Dit het ons hele lewe lank gesien. As jy nou afspraak wil maak met die pastoor, dan moet jy deur so en so en so en so en so gaan om eintlik by die senior pastoor te kom. Kom aan, word groot mense, dis mensgemaak. Jy die God binne in jou. Jy kan direkte kontak binne in jou met hom hê. Ons verwerp spirituele hiërargie. Nou julle weet wat's hiërargie. Senior pastoor, onderpastoor, dan die sekretaresse, dan dit en dit en dit. Wat gesag sentraliseer in spesiale klasse van tolke, poortwagters of verligte owerhede. Mense mag verskillende forme van wysheid, insig, ervaring of kennis besit, maar geen persoon besit die uiteindelike werklikheid of funksioneer as eksklusiewe bemiddelaar tussen die mensdom en waarheid, die opperwese nie. Niemand. Geestelike volwassenheid behoort autonomie, onderskeidingsvermoë en direkte deelname aan die werklikheid te verdiep. 5D. Nie afhanklikheid van institusionele kerke, tussengangers soos die meeste kerke opereer nie. Wakker word Suid-Afrika. Die dieper kwessie onder dit alles is nie bloot teologie nie. Dit is bewussyn self, 3D illusie, waarmee jy geïndoktrineer was van geboorte af. Skeidingsteologie vorm hoe mense identiteit, gesag, vrees, waarde, behoort aan en moontlikheid ervaar.
Sodra skeiding die fundament word, ontstaan hele stelsels van afhanklikheid natuurlik daaromheen. Kyk net na die klomp verskillende kerke, praat nie eens hier in Suid-Afrika nie, wat hulle eie groepe, hulle eie koninkrykies vorm en nie noodwendig die ware koninkryk in 5D nie. Vir baie mense begin dekonstruksie die oomblik wanneer hulle besef dat hulle geleer is om met hulle self te veroordeel, te straf, as geestelik. Gebrekkige wesens wat eksterne bevestiging, redding en bemiddeling nodig het, 3D-illusie. Heropbou aan die ander kant begin wanneer hulle die moontlikheid begin terugneem, jou soewereiniteit as 'n individu, as 'n goddelike wese, dat dit wat hulle die diepste soek glad nie buite hulle bestaan nie, maar nog altyd binne in hulle was. Die koninkryk van God is en was nog altyd binne in jou. Mense, as julle gaan sien, ondersoek instel, navraag begin doen, gaan julle geskok wees wat Jesus eintlik gesê het, as wat die kerk sê Jesus het gesê. Julle gaan in skok gelaat word, maar ek gooi jou eerder, soos hulle sê, ek soen jou eerder, of klap jy met die waarheid, as wat ek jou soen met bedrog. So wat ons hier doen, verkondig die waarheid, dat meer en meer mense wakker sal word van die 3D godsdienst illusie, sal opstaan en 'n regmatige plekke op die aarde neem, as die seuns van die Mona, die opperwese Abba Vader. Rule and reign, have domain. Met ander woorde, jy kan dit self in Afrikaans vertaal, neem jou regmatige posisie, die koninkryk binne jou, nie net binne jou nie, from the inside out, binne jou tot buite. Die aarde sal gevul wees met die heerlikheid van Abba Vader, en dit sal gebeur deur volwasse, ontwake mense wat wakker geword het van die 3D na die 5D realiteit toe. Mense, dit is ons sessie vir vandag. Dankie van julle almal wat geluister het. Sit dit op die boekraak. As jy nie verstaan nie, as jy moet sluk om dit te verstaan en sit dit op die raak, oordenk dit, lees dit oor en oor, deel dit, en jy het 'n besluit op die ou einde. Gaan ek bly waar ek bly? Niemand kan jou maak verander nie. Daar's 'n spreekwoord wat sê, jy kan 'n perd by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Julle elkeen is 'n individu wat julle self julle besluite moet neem. Maar ek en Marie se begeerte is om meer en meer mense te sien wakker word van die 3D bedrieglikheid, illusie, na die 5D werklikheid, wie Abba Vader, die Monad, Jesus werklik is en nog altyd was. Baie liefde groete hier van Suid-Afrika tot ons volgende sessie en ons albei sê saam. Shalom, shalom.